Goeiedag. Dit is vandag Dinsdag 3 September. Baie welkom by vandag se klankoordenking. Ons staan stil by die doop van ons Here Jesus. Die doop van ons Here word in Matteus, Markus en Lukas vir ons opgeteken. Matteus met 'n bietjie meer detail as in die ander evangelies. Ek lees vir ons uit Matteus 3 vanaf vers 13. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Galilea natuurlik in die noorde van Israel en dan die Jordaan, daar waar Johannes die doper was om en by in die omgewing van Jerigo, oos van Jerusalem. En ons lees ons Here Jesus het doelgerig en doelbewus na Johannes die doper gegaan om deur hom gedoop te word. Johannes, weet ons, het talle en talle mense gedoop. Sy doop was die sogenaamde proseliete doop. Die proseliete doop was heidene wat oorgekom het na die Joodse geloof het. Maar voor 'n heiden gedoop kon word, moes hy hom eers bekeer. Hy moes breek met die heidense afgode. En saam met hierdie bekering het die belydenis gekom, die sogenaamde Shema uit Deuteronomium 6, waar hulle moes bely: luister, die Here is ons God, hy is die enigste Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. As 'n mens dan so na die betekenis van hierdie proseliete doop kyk, saam met die voorvereiste van bekering, dan kom die vraag natuurlik onmiddellik by mense op, maar waarom moes ons Here Jesus dan gedoop word? Hy is immers heilig, sondeloos. En dit is die vraag waarmee Johannes die doper ook geworstel het. En dit is hoekom my ook teëgestribbel het. Ek lees vir ons weer uit Lukas 3, uit Matteus 3. Maar Johannes het probeer verhinder deur te sê: ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. En dan antwoord ons Here Jesus hom: nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Dit is die kern daarvan. Dit was die wil van die Vader dat sy seun deur Johannes die doper gedoop moes word. En hierdie was nie die doop tot bekering van sondes nie. Hierdie was letterlik die doop wat heen gewys het na hom wat die sondes vergewe. En ons Here Jesus moes gedoop word omdat hy deur al die Joodse gebruike moes gaan om die profesie te vervul. En daarom is die doop van ons Here Jesus onmiddellik die inleiding tot die doop wat hy dan vorentoe ook sou instel. Tydens die doop lees ons het daar 3 dinge gebeur. Ek lees vir ons weer uit Matteus 3 vanaf vers 16. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. 3 dinge wat hier opvallend is. Ons Here Jesus het uit die water uitgekom. Nou die doop destyds was letterlik onderdompeling, in hierdie geval dan in die Jordaanrivier. En nee, daar's so baie mense wat glo die Jordaanrivier se water is heilig. Dit is nie so nie. Die water is doeteenvoudig die teken van die afwassing van sondes. En die proseliete doop dan die afwassing van sonde deur 'n ou ander heidense god te dien. Jy moet die Here God alleen dien. Die tweede wat ons lees hierso is dat die Heilige Gees het soos 'n duif uit die hemel neergedaal en op ons Here gekom. En duif is simbolies teken van reinheid. Ons Here Jesus wat rein is, sondeloos is. En dan 'n derde teken. Die Vader se stem het uit die hemel gekom, waarin hy verklaar: dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En in hierdie woorde het ons Vader letterlik die
sy seun geroep tot diens. Hy het aan hom sy identiteit gegee. Dit is hy wat gestuur is as verlosser van sondes. Hierdie is natuurlik vervulling van die Ou Testament. Daar's verskeie gedeeltes daaroor. Ek lees vir ons Psalm 2 vers 7, waarin die psalmdigter sê, ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. En dan ook in Jesaja 42. Jesaja 42 is die sogenaamde eerste van die knegliedere. Ek lees vir ons die eerste paar verse. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Dink aan ons Here Jesus, dit is sy doop was letterlik sy roeping, die begin van sy formele verlossingswerk, wat deur die loop van 3 jaar vervul is tot met die kruis. En dan lees ek verder, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns, ek laat my gees op hom kom, en hy sal my wil aan die nasies bekend maak. En so is vervul dan wat reeds in die Ou Testament vervul is. Die kosbare van hierdie is, in die doop van ons Here Jesus vind ons die goddelike drie-eenheid. Ons Here Jesus self wat gedoop is, die Heilige Gees wat soos 'n duif voor hom gekom het, en dan die stem van die Vader. En wanneer ons Here Jesus die doop instel, Matteus 28, dan is dit weer eens die goddelike drie-eenheid. Ons Here Jesus wat die opdrag gee, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so vind ons vandag nog dan ook die troostvolle betekenis van wat ons Here Jesus vervul het, deur sy eie doop, maar dan ook spesifiek die instelling van die doop. Dat ons die verbondsbelofte van ons Here Jesus ontvang het, van vergewing van sondes alleen deur geloof in hom. En daarmee het die besnydenis van die Ou Testament, wat dan eintlik ook bloedvergieting was, wat 'n heenwysing was na die verlosser wat sou kom, is dit ook vervul. Ons word met water gedoop. Sondag 26 van ons Heidelbergse Katekismes vat dit alles saam. Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker, teken en 'n seël, dat die enige offer van Christus aan die kruis ten goede kom, dat dit die enigste ware of die enigste wyse van verlossing is wat ons kan ontvang, die kruis van ons Here Jesus, dan bely ons Christus het die uitwendige waterbad ingestel. Water wat die teken is van soos wat gewone kraanwater 'n mens skoon was, so was die bloed van ons Here Jesus ons skoon. En dan bely ons in Sondag 26 vraag 69, daarby het hy ook beloof, dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dis van al my sondes, gewas is, as wat ek uitwendig met water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. En so word water die kosbare teken wat ons Here gebruik en verduidelik, om ons te wys op ons verlossing deur die bloed van ons Here Jesus alleen. Ons Here Jesus is gedoop, nie as vergewing van sondes vir homself nie, maar dit was reeds ook heenwysend na die offer, waar hy eenmal sou sterwe en waar sy bloed eenmal sou vloei tot volkome versoening van al ons sondes. En ons leef in die vervulling van water, wat hierdie teken is van vergewing van sondes. Here ons God, ons dankie dat U uit die woord ook aan ons bekend maak en vir ons ook beskryf hoe U Here Jesus self ook gedoop was en dat U die betekenis van die doop uiteindelik ook deur U sterwe, deur U opstanding vervul het en dat ons kan deel in hierdie doop as die versekering, Here, dat U die een is wat U in ons verbind het en dat ons sondes alleen vergewe kan word deur die bloed van ons Here Jesus
Christus. En dit is ons troos, Here. Dankie daarvoor. Mag ons altyd ook die kosbaarheid daarvan besef, ook as ons dink aan ons kinders en ons kleinkinders en al ons geliefdes, dat ons deel is van u verbondsbeloftes. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus ons Here se naam. Amen. Seën vir jou.